Right.
Kom ons word vir 'n oomblik stil en dan vra ons ouderling Christian Willemse om nou ook vanaand vir ons hierdie derde aand te open met die woord van gebed. So kom ons word stil en dan sal broer Christian Willemse vir ons open met die woord van gebed. Hemelse Vader, wanneer ek vanaand in die huis van U staan, kan ek nie anders al die lof en al die eer aan U te wens nie. Want as dit nie vir U was nie, liewe Here, sou ek dit nie gemaak het nie. En toe dat ek die voorreg het in die lewe om vandag vir U te kan aanbid, en vandag vir U te benader om my skuldgevoelens teenoor U te kan bely. In die huis van die Here kan ek nie anders nie, Here, om U naam heilig aan te vra die diepste van die hart en dat U elkeen van ons vanaand in die huis sal ontmoet by elkeen se behoeftes. Dat U vir ons sal wegsteek agter die ou nuwe kruis. Dat U vir ons sal leer en U sal help, die Here, ons is op pad om ander kant te vaar. Gee vir ons die wysheid, kennis en help vir ons om gedurig by U voete te bly.
seën hierdie gemeente, seën die leier van hierdie gemeente, seën die woord, as dit ons dit in Jesus Christus se naam vra met baie danksegging. Amen. Sê baie dankie aan die Willemse. Geliefdes in die Here Jesus Christus, baie welkom vanaand by die derde aand van die week van gebed. 'n Mens sien so uit daarna, en as 'n mens besig met dit is, dan vlieg dit so vinnig. Ek kan nie glo ons is alweer besig om klaar te maak met die week van gebed nie. Maar ons wil glo dat die Here op besonderse wyse met elkeen van ons spreek hierdie afgelope paar aande, en dat ons ook verder vir die paar aande wat oor is, ook so God se stem duidelik sal hoor in elkeen van ons lewens. Geliefdes, ek wil nie vanaand aan jy groet met die woorde van Matteus hoofstuk 17 en dan net vers 20 daarvan. En dis Jesus self wat hier praat wanneer hy sê, dit verseker ek julle, as julle maar geloof het so groot soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan staan daar aan die ander kant en hy sal gaan, niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Geliefdes, mag ons ook God se genade, God se barmhartigheid ook vanaand ervaar terwyl ons met mekaar hier saam aanbid. Amen. Kom ons sing met mekaar saam lof en aanbidding, daardie opgewekte koortjie wat ek so baie lief voor is. As God begin beweeg, wie kan monteer, en net daarna sal die vroue en met 5 vrouens staan hulle vanaand saam sing. Kom ons staan saam en ons sing met mekaar die eer van die Here. As God begin beweeg, wie kan optree? As God begin beweeg, wie kan optree? As God begin beweeg, wie kan We
baie dankie aan met vyf en vroue. Ons sal dan môre aand bedien word deur 14 en 15. En miskien nog maar net 14 en 15 sê, almal het so mooi Sionsgesange gesing. Sionsgesange kan ook mooi wees, geliefdes. Geliefdes, kom ons word weer stil en dan nader ons ook dan tot die woord van die Here, soos ons dan ook vanaand verder gaan met ons derde tema van die week. Here, dankie dat ons vanaand ook weer rondom die woord kan kom sit en Here daardeur gereed kan mag word. Wil U vanaand, Here, die onfeilbare woord met elkeen van ons harte spreek, sodat ons lewe, Here, ook daarvolgens gereed mag kom word. Sien die voorlesing van die woord en dan Here ook die verkondiging daarvan. As ons dit bid in Jesus naam. Amen. Geliefdes, Lukas hoofstuk 5. Lukas hoofstuk 5 en ons lees vanaand weer die hele gedeelte vanaf vers 1 tot en met vers 11. Ons het gisteraan gestop by vers 3, maar kom ons lees vanaand weer die hele 11 verse met mekaar saam. Die roeping van die eerste disippels in die 1983 vertaling van die teks. Op 'n dag het Jesus langs die Genasaret meer staan en die skare voerend. Op 'n dag toe Jesus langs die Genasaret meer staan en die skare voerend die deur om die woord van God te hoor, sien hy 2 skeite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die net uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skeite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy gaan sit het hy die skare van die skeit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters toe en gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur gesoog sonder om iets te vang, maar op U woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so groot om vis gevang, dat hulle nette wou skeer. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skeit om te kom help. Hulle het gekom en albei skeite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Simon, moenie bang wees. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skeite op die strand getrek het, hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Tot sover die woord van die Here. Vers 4 sê, toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep waters toe en gooi julle nette om te vang. Geliefdes, ons het vanaf maandag begin met hierdie uitnodiging van Jesus, kom ons vaar oor. En maandag het ons na die uitnodiging gekyk as 'n kollektief, waar Jesus saam met hierdie gedeelte en dan ook Lukas hoofstuk 8 die disippels nooi as te ware om saam met hom na die ander kant oor te vaar. Gisteraan het ons met mekaar gepraat rondom die gedagte dat Jesus sê, kom ons vaar net 'n entjie oor. En ons het uit hierdie boodskap gisteraan geleer dat 'n entjie vir Jesus genoeg is. Dat ongeag of dit nou 'n draai in die regte rigting is, of dit 'n tree, 'n stoot of moontlik 'n sprong is, 'n entjie is vir Jesus genoeg om saam mee te werk. En dit het ons duidelik uit ons boodskap gesien, toe Jesus vir Simon Petrus sê, stoot hierdie skei net 'n entjie van die oewer af weg, sodat ek saam met die skare kon praat. Die boodskap
boodskap, broers en susters, het ons juist uitgedaag om gehoor te gee aan God se opdragte en God se instruksie. Wanneer God vir ons sê, dit is wat ek van jou verwag, is die verwagting van God, dat ons juist net dit uit moet voer. Die realiteit is, broers en susters, dat sommige van ons in hierdie jaar net 'n entjie saam met God gaan stap. Nie almal van ons gaan groot dinge vir God in 2026 kan vermag nie. Maar God sê vir ons, selfs daai entjie, daai bietjie, daai gering wat in jou oë klein is vir my genoeg. Maar nou, broers en susters, wil God ons egter verder uitdaag in ons voorgelese teks. En ons tema vanaand is juis, kom ons vaar na die diep kant toe. Kom ons beweeg nou weg van die kus af en ons vaar die diep waters, vaar ons in. Sien nie, broers en susters, ons het gisteraand gehoor in ons boodskap dat hierdie vissermanne saam met Simon Petrus juist 'n negatiewe ervaring op die meer gehad het. Die meer, liewe broers en susters, het vir hulle daarom gedui aan 'n plek van mislukking, 'n plek, liewe broers en susters, van onsuksesvolheid, 'n plek, broers en susters, waar hulle teleurgesteld was. Want hulle sê dan vir Jesus, toe Jesus vir hulle sê, kom ons vaar na die diep waters toe, sê hulle vir hom, meneer, ons was heel nag op hierdie meer gewees. Inteendeel, ons werk op hierdie gebied, ons ken dit deeglik, ons ken dit goed en ons weet wanneer die beste tyd sou wees om in hierdie diep waters in te vaar. Die veronderstelling, broers en susters, in hierdie konteks is dat dit vroegmôre sou wees wanneer Jesus dan met hierdie skare mense aan die kus is. Die son is besig om op te kom en Petrus en die ander vissermanne is besig om skoon te maak na die hele nag se werk. En nou sê Jesus vir hulle, luister manne, kom ons gaan weer terug na die diep kant toe. Met ander woorde, Jesus toets eintlik die geloof van Simon Petrus en al hierdie ander vissermanne wat saam met hom saamkom hier op die kus van die Genasaret meer. Jesus daag hulle uit om te kyk of hulle hom sou vertrou sodat hy hierdie negativiteit vir hulle in iets heeltemal anders sou kon verander. Wat egter interessant is, liewe broers en susters, om op te let is dat wanneer Jesus die eerste opdrag gee, dan praat Jesus alleen hier saam met Simon Petrus. Die Bybel sê, hy sê vir Simon Petrus, stoot hierdie skei net so entjie weg van die kus af. Met ander woorde, die interpretasie wat ons hier kan maak of afleiding, is dat Jesus en Simon vir 'n oomblik alleen in die water was, terwyl die ander vissermanne op die kus was. En hierin, broers en susters, wil die teks vir ons illustreer dat Jesus eers 'n persoonlike afspraak saam met Simon Petrus hier gehad het. Jesus wou eers alleen saam met Petrus werk en hy wou alleen eers 'n hartverandering in Petrus bewerkstellig, wanneer hy vir hom sê, kom ek en jy gaan net eers so entjie weg van die skare af. Kom ek en jy stap so entjie alleen van die mense waarmee jy gemaklik is, want ek het saam met jou 'n persoonlike afspraak. Sien, broers en susters, vir Jesus was hierdie persoonlike ontmoeting baie belangrik gewees. Selfs in sy eie bediening hier op aarde sal ons telke male sien hoe dat Jesus, nadat hy groot skare mense toegespreek het, hoe dat hy, nadat hy sy Vader se werke verrig het, deur wonders te doen, mense te voed, mense gesond te maak, het hy altyd 'n tyd geneem om 'n entjie weg te gaan en alleen saam met die Vader te gaan spreek. Jesus het altyd eers so bietjie homself onttrek en 'n entjie van die ander af weggestaan om in verhouding saam met God te kom, te hoor wat is dit wat God vir hom wil sê. En dan het hy teruggekom en hy het groot wonders verder gaan verrig. En hier sien ons dieselfde gebeur ook in die lewe van Simon Petrus. Jesus sê vir hom, kom ek en jy gaan eers net so entjie weg van die kus. Los die ander manne, laat hulle maar uitspoel, skoonmaak, laat hulle self gereed kry, laat hulle eers deel saam met hierdie teleurstelling van die nag. Kom ek en jy vaar
eers net so eentjie weg, want ek wil saam met jou werk. En dan, broers en susters, sê die Bybel vir ons, nadat Jesus klaar met die skare gepraat in verse 4, sê hy, kom ons gaan na die diep waters en gooi julle nette in om te vang. Hier praat hy nie nou meer net saam met Simon Petrus nie. Die vertaling sê vir ons, hy sê, en gooi julle nette uit om te vang. Meervoud, wat beteken, daar was meer as een persoon wat hy saam mee gepraat het. En broers en susters, terwyl Jesus dan op pad is, saam met die disciples, hier in hierdie vissermanne, wat natuurlik sy disciples sou raak, op pad is in hierdie diep water in, is dit dan hierdie einste Simon Petrus, wat saam met Jesus argumenteer. Onthou, Jesus het nou so pas saam met hom 'n entjie weggestap van die ander af. En nou kom hy en hy sê vir Jesus die volgende woorde: ons was al heel nag hier gewees. Ons het die hele nag weer die meer gekruis en ons het geen geluk gehad nie. Ons het gesoog en daar was vir ons niks om te vang nie. Maar dan kom die belangrike woorde wat Simon Petrus dan sê: maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Op u woord en op u instruksie sal ek hierdie nette ingooi. Ek is bewus dat daar niks in hierdie water is nie, want ek was heel nag op hierdie meer gewees. Ek is bewus dat dit nie die goeie tydsberekening is om nou visse te vang nie, want my hele lewe werk ek saam met my pa op hierdie gebied. So ek is goed toegerus oor wanneer die beste tyd sou wees om te gaan vang. Ons kon sien, hier soos iets wat van 'n skeptisheid in die ander vissermanne en in Simon Petrus, maar ook 'n tipe van 'n positiewe reaksie. Want Simon het moontlik iets gesien in die entjie wat hy met Jesus beweeg het. Daardie entjie wat Jesus saam met Simon Petrus, broers en susters, gestap het moontlik 'n verandering in sy lewe bewerkstellig, het toegelaat vir hom om iets nuuts in Jesus te sien. Daarom het hy hierdie geloofsvertroue deur gesê: op u woord sal ons die nette uitgooi. Ongeag dit wat ons weet van hierdie meer, op u instruksie gaan ons die nette uitgooi. Ongeag of dit nou die beste tyd is of te nie, op u woord sal ons hierdie nette uitgooi. Ongeag of ons nette nou skoon, heel is en of ons gereed is om nog 'n keer hierin te gaan, op u woord sal ons die nette uitgooi. En die Bybel sê, en toe hulle dit doen, het hulle so groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skei. Hierdie diep negatiewe waters wat vir Simon en die ander visse 'n paar oomblikke terug iets negatief gesimboliseer het. Hierdie diep water wat vir Simon Petrus en die ander visse teleurstellendheid verteenwoordig het. Hierdie water wat vir hulle as te ware onsuksesvolheid bewerkstellig het, word in 'n oomblik iets heeltemal anders wat Simon en die vissermanne nog nooit aanskou het nie. Die Bybel sê vir ons hier verder, broers en susters, hulle moes die ander dwing om vir hulle te help, want hulle het nie kapasiteit gehad om die visse te kon huisves nie. Hy wil sê, toe Simon Petrus dit aanskou, hierdie belewenis van God ervaar deur Jesus Christus, sê die Bybel, val hy voor Jesus se knieë neer en hy aanbid hom. Teendeel, hy sê verder vir hom, gaan weg van my, want ek is 'n sondige mens. Sien, liewe broers en susters, God vanaand vra ook vir ek en u om saam met hom die dieptes in te vaar. God roep ook vir ek en u vanaand om saam met hom in hierdie diep waters in te gaan. Alhoewel ons onbekend is met die diepte van die lewe, roep Jesus Christus vir ons ook vanaand om saam met hom die diep waters
in te gaan. Alhoewel dit vir ons 'n plek van groot ongemaklikheid is, roep Jesus ook vir ons vanaand om die diep waters saam met hom in te gaan. Ons broers en susters was nou al reeds uitgedaag gewees om 'n entjie saam met hom te stap, om te hoor wat hy tot ons wil kommunikeer, te hoor watter instruksies hy vir ons lewe het, om te hoor wat se opdragte hy vir ek en u het, wat ons graag in ons lewens toe moet pas en uit moet voer volgens sy woord. Maar verder meer, broers en susters, roep God vir ons nie net om gehoor te gee aan dit nie. Hy roep ons tot 'n diepe verhouding deur op hom te vertrou. Want wanneer ons op ongemaklike plekke is, wanneer ons by vreemde terreine kom wat ons nie aan gewoond is nie, dan is ons weerloos en ons voel broos, en dan roep dit vir ek en u om ons vertroue te plaas aan iemand anders wat vertroud is met daardie terrein. Toekoms, broers en susters, is vir ons onbekend. Ons weet nie hoe 2026 vir ons gaan uitspeel nie. Ons weet nie wat vir ons daar voor lê, wat vir ons wag nie. Ons weet nie watter koers die lewe vir ons ingaan slaan nie, en dit maak vir ons ongemaklik, want dit is onbekend. Dit is vreemd en ons voel soms ongemaklik met hierdie onsekerheid oor waar môre vir ons gaan laat stop. Maar die troos wat ons in hierdie lewe moet hê, liewe broers en susters, dat iemand ons uitnooi wat alreeds die onbekende bewus van is. Iemand wat alreeds hierdie vrese van ons ken. Iemand wat weet hoe môre vir ons uit gaan draai, nog voor dit vir ons 'n realiteit is, en daarom kan ons op hom vertrou. Alhoewel ons nie weet, broers en susters, hoe diep die waters onder ons is nie, Jesus is daarvan bewus, want die Bybel sê, hemel en aarde en alles daarop behoort aan hom. Sal hy ons dan op 'n plek bring en ons daar verlate laat? Nee, broers en susters, hy neem ons dan juist na hierdie vreemde en ongemaklike plekke, omdat hy vir ons sy grootheid wil laat aanskou en die almag van sy werke wil laat sien. Sien, broers en susters, toe Simon Petrus en hierdie vissermanne saam met Jesus na die diep waters ingaan, hierdie vreemde plek vir hulle, omdat dit negatief as te ware was, stel Jesus hulle vooraan iets heeltemal anders wat hulle nog nooit in hulle lewe ervaar en beleef het nie. En dit, broers en susters, alleenlik vanweë hulle vertroue in die Here. Net omdat Simon Petrus op God se woord vertrou het in daardie moment, sy geloof in Jesus Christus geplaas het, kon hy die almag van God sien, kon hy die grootheid van God ervaar, en kon God vir hom verbaas ver bo sy verwagtinge. En dit is ook wat God vanaand tot ons kommunikeer, dat wanneer ons op hom vertrou, wanneer ons geloof in niemand anders as Jesus Christus plaas nie, kan ons ook dieselfde belewenis in die lewe hê. Ons kan ook in die diepte van die lewe ingaan, waar God iets van homself aan ons openbaar, soos wat ons dit nog nooit van tevore gesien het nie. So die vraag, broers en susters, wat ons egter onsself moet vra is, waartoe roep Christus ons dan in hierdie wêreld? Wat is die plekke waar God ook vir ek en u uitdaag om hom in te vertrou? Wat is die plekke wat God vir ek en u vra om totaal en al ons lewe oor te gee in hom? Wat is die dieper plekke, die diep waters waar God wil hê ons oor dieper moet gaan? Miskien, broers en susters, roep God vir ons in 2026 tot 'n dieper verhouding saam met God. God is bewus, broers en susters, dat ons nog so sonndagskoolkinders heeltyd hier in die vlaktes rondploeter en ons as te ware te bang is om in totale oorgawe in verhouding saam met God te gaan. En nou roep God ons juist hier aan die begin van 2026 om onsself uit te daag deur in 'n dieper verhouding saam met God te kom, meer tyd saam met God te spandeer, vir God te soek met alles dit wat in ons is, sodat ons sy grootheid kan aanskou. Miskien roep God vir ons in 2026
tot dieper toewyding tot hom. God wil broers en susters, miskien van ek en u vra dat ons meer toegewy tot hom moet lewe in hierdie geloofsreis wat ons op is. God roep ons miskien broers en susters om op alle terreine van ons lewe toegewy te leef teenoor hom. Nie net Sondag as een dag van die week nie. Miskien vra God vir ons om elke dag van ons lewe toegewy aan hom te wees. Of dalk roep God ons tot dieper aanbidding in ons verhouding met hom. Weg van hierdie pragtige liedjies wat ons sing en wat ons goed laat voel en ons hande oplig en dan dink ons staan in aanbidding voor God. Miskien roep God ons, liewe broers en susters, tot ware en opregte aanbidding wat ver strek as dit wat ons met die lippe verklaar, dit wat ons met ons hande illustreer. God roep ons miskien om in ons harte te begin aanbid. God roep ons, liewe broers en susters, om miskien diep in ons geestelike wese in te tap en waarvan daardie sielsbewustheid ook vir God te aanbid. Of dalk is die diepte waartoe God vir ons roep, broers en susters, miskien 'n diepe verhouding saam met die mense rondom ons. En God is bewus van hoe ons met ander mense omgaan. God is bewus wat ons houding en ons gesindheid teenoor ander is. En nou vra hy vir ons juist hier in die begin van hierdie jaar, om miskien dieper as daardie oppervlakkige verhoudinge te gaan en meer opreg belang te stel in mense. Miskien as te ware dieper te gaan as die partytjies wat ons goed laat voel, die eenase klere wat ons aantrek en miskien dieper en meer opreg, meer intentioneel in mense se lewens belang te stel. Of dalk is die dieper waartoe God vir ons roep, broers en susters, dieper diensbaarheid in ons lewe hier op aarde. God is bewus dat sommige van ons moontlik 'n lewe van louheid geleef het hier op aarde. Ons is hier, maar ons is ook nie regtig hier nie. Ons dien hom soos wat ons goed voel. As ons vandag oortuig is om ons alles vir die Here te gee, dan doen ons dit 150% en môre as ons die lus het nie, dan steur ons onsself nie meer aan ons diensbaarheid nie. En nou roep God ons miskien tot dieper diensbaarheid, om meer intentioneel onsself diensbaar vir hom te verklaar. Of dan, broers en susters, roep God ons dieper in ons roeping hier op aarde. Dan wil God hê ons moet, afgesien van die groot en wonder dinge wat ons in die wêreld kan ervaar van God, wil God hê ons moet miskien daar dieper in ons self kyk. Dieper in ons eie roeping indalk en onsself die vraag afvra op watter koers is ek in die lewe? Watter direksie is hierdie skyp van my besig om in te stuur? Watter ander kant is hierdie skyp van my besig om te bereik? Want jy sien, broers en susters, die diepte waartoe God vir ons roep, werk altyd vrugte af. As God vir ons, broers en susters, op die plekke in die wêreld wil neem of na dieper dinge wil vat, dan moet ons as te ware hierdie verwagting het dat dan groot vrug vanuit ons diepte sal kom. So as ons dieper verhoudinge met mense sal hê, sal mense se lewens dalk verbeter, verander. As ons dieper en opreg diensbaar is, dan sal ons meer effektief hier op aarde leef. As ons dan dieper in ons roeping indalk en vanuit dit begin lewe, dan sal ons miskien meer vir die koninkryk van God kan oplewer. Want jy sien, broers en susters, dit is wanneer ons uit ons gemaksone uitgehaal word en op vreemde plekke wat ons ongemaklik is plaas, dat ons, broers en susters, nie op die bekende kan steun nie, maar net op ons geloof. Dit is wanneer ons uit ons gemaksone gehaal word en in ongemaklike en in vreemde plekke geplaas word, waar ons geloof geactiveer word.
As jy in die gemak van die eie huis sit, kan niemand vir u absoluut niks vertel oor die huis nie. U kan toehoor deur elke gang, by elke kamer uitkom. Maar as u nou in iemand anders se huis geplaas word, moet jy daai persoon se leiding vra om die volgende punt uit te kom. En dis presies wat God ook ons roep na toe, broers en susters, om uit ons gemaksone uit te kom, uit daardie voorspelbare plekke uit te kom, uit daai plekke waar ons kalm en koel geraak het, uit te kom en onsself uit te daag deur die dieptes saam met hom in te vaar, sodat ons geloof in Jesus Christus geaktiveer kan word. Nie dat ons in ons gemaklike plekke nie geloof het nie, maar wanneer ons op plekke kom waar ons, broers en susters, nie bewus is wat rondom ons aangaan nie, vertrou ons met oorgawe op God. En dan kom God vir ons baie keer wonderlik deur. Hebreërs sê die volgende woorde: geloof daartoe is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van dit wat ons nog nie sien. Al weet ons nie wat rondom ons aangaan. Al lyk dit ook asof die water baie stil is en daar niks onder die water aangaan nie. As ons op God vertrou, kan ons self uit die stilste, uit die mees nuttelose omstandighede, kan iets vrugbaar voortkom, as ons net op hom vertrou. Vraag my broers en susters uit ons boodskap vanaand is: hoe diep is ons bereid om saam met God te gaan in ons verhouding? Hoe bereid is ons vanaand, liewe broers en susters, om met ons hele lewe op God te vertrou? Nie net dit wat vir ons maklik is om vir God te gee, maar selfs daai dinge wat vir ons baie keer moeilik is om vir God te gee. Een van die dinge wat ons baie keer, broers en susters, steen en keer om 'n totale oorgawe op God te vertrou, is hierdie wil van self, ons eie wil. Hierdie intuïsie binne onsself, dat ek kan dit doen. Ek is daartoe in staat, ek het die vermoë, ek kan die plan behaal. God, broers en susters, vra jy so vanaand om selfs daai vanaand vir hom te gee en op hom te vertrou, sodat ons ook in die diepte verbaas kan word met God se grootheid, verbaas kan word met God se almag, verbaas kan word met waartoe God in staat is. Ek weet nie waar voor jy vanaand God moet jy presies vertrou. Ek weet nie wat jou behoefte vanaand van God is vir hierdie nuwe jaar. Versekering en die troos van God se woord is, die potensiaal is daar. Die moontlikheid is daar. Vraag is egter, is ons bereid om op hom te vertrou, sodat hy ons sy vir ons sal doen. Amen. Here, dankie vir die wyse waarop u vanaand met ons kom kommunikeer het, en die woord Here ook met ons kom spreek het. Help ons ook vanaand, Here, in die stilte tyd, in ons aanbidding, om in die woorde van Nuwe Sion se Psalm 270, ons alles op die altaar te plaas, as 'n lewende offer. Niks van onsself terughou sodat ons daarmee moet werk nie. Alles wat binne in ons is, hart, siel en verstand, om dit vir God te gee, en Here om op hom te vertrou. Luister ons ook aan die Here van ons, na u toe kom in geloof. Kan die lof en bidding vra, om ons daai biddingswoord te sing. As jy net glo, alles is moontlik,
dan gaan ons na die Here vandag doen. As
gekom en ons wil glo dat die Here ook op ons onderwyse met ons kom spreek. Ons kan saam staan, nog in 'n minuut, dan sal ons slot iets sin en dan gaan ons vir die vraag of ons kom afsluit met ons gebed en as die Here dit dan so bestuur, dan sal ons môre aan om 7 voort met ons 4de aand van die gebed. So kom ons staan saam en dan sing ons ons laaste lied en dan sal ons vir ons afsluit met die woord van Almagtige God en onze Vader, Here Jesus, wat 'n geweldige oomblik om te nader te Here. Here, vanaand het ons weer mekaar gekom, Here, om te luister na U woord. Here, baie dankie vir die manier hoe U dienskneg U woord gebring het ons. Here, maar U het alweer die uitnodiging vir ons maandag aangerig om vaart oors te bring. Here, ons wil vanaand met deur middel van vanaand se woord, Here, waar U ons nooi na die diepkant, Here. Here, wil ons weer eens opnuut hierdie uitnodiging kom aanvaar, Here. Here, dan wil ons ook in die woorde van Psalm 23 vers 4 sal gaan ek deur donker dieptes, Here, sal ek nooit bang wees nie, want U is met my. Here, ons wil U volkome vertrou. Here, ons wil ons maklike situasies, ons maklike planne wat ons het, Here, wil ons laat staan, Here. Here, ons wil ons geloof in U kom vestig, Here. Here, daarom, Here, wil ons U volg, Here. Here, ons is bereid, Here, om alles te los, Here, en agter U in te gaan. Here, laat dit so wees ook vir 2026, Here. Here, dat ons uit ons gemaksones uit sal kom, Here. Here, dat ons hierdie oppervlakkige idees en gedagtes van ons sal los, Here. Here, dat ons sal vergeet van die planne wat ons beraam vir ons, Here. Here, maar dat U hierdie stuur sal vat in 2026, Here. Here, dat U self sal bestuur, Here. Here, want ek is nie meer bereid om self te stuur, Here. Want ons weet die planne wat U beraam, Here, is voorspoed en nie teenspoed. Here, kom wees met ons, Here. Here, kom hou ons in die holte van U hand, Here. Here, verlaat ons nooit, Here, want ons weet U het ons in U hand, Here. En binne verdien U mag enkele genade, soos wil Amen. Mag die Here ons steun en ons altyd beskerm. Mag die Here altyd tot ons redding verskyn en ons genade wees. Mag hy ook ons gebede verhoor en aan ons vrede gee in elke gebied van ons lewe, soos ons volkome ook op hom vertrou. Amen. Die Here seën geliefdes.